Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels vandag as deel van Wêreldbewusmakingsdag vir Autisme met Diederik de Tooy. Hy is 'n student van by Akademia met Atterbury Trust beurs en hy is nie in Suid-Afrika nie. Hy swat, hoe sê mens, buite muurs, ekstrakurrikulêr. Alles behalwe. Nou ja, ons selfs met Diederik vanmôre spesifiek omdat hy ook in 'n marathon deelgeneem het en deur sy deelname daar 'n bietjie bewustheid weerskep het vir autisme. En ons gesels oor wie hy is, waar hy is en waarmee hy besig is. Goeiemôre Diederik. Goeiemôre Pierre, goeiemôre Jennifer. Lekker om jou by ons te hê. Diederik, kom ons begin eers. Waar's jy nou? Op hierdie oomblik is ek in my woonstel in Frankryk. Net oos van Parys. Nou, hoekom is jy daar by die parabeeneters? So, hoekom is 'n interessante vraag, maar ek is hierso op 'n uitruilprogram waar ons tale uitruil. So ek is by 'n Franse skool en kom ons sê college waar ek vir ongeveer 800 studente help met hulle Engels. En dan gebeur dieselfde weer in Suid-Afrika met 'n Frans onderwyser. Hoe is jou Frans? My Frans is tans amptelik op B1 vlak, maar ek mik vir C1 voor die einde van die jaar. Ek weet nie of julle bekend is met die Nee, jy sal moet verduidelik. Nee. Dis reg. So, daar's 'n internasionale taalvaardigheids, kom ons sê maar kriteria waar mens kan jou taalvermoëns meet. En dit begin met A1 wat jou beginnersvlak is as jy byvoorbeeld 'n toerist is wat weet hoe om te vra waar's ons die water, waar's my badkamer, waar's is my hotel ensovoorts. En dan gaan dit oor na A2 wat jy kan bietjie meer praat. B1 is jy kan jou opinies en jou denke behoorlik uitbeeld. Jy kan kom ons sê 'n diplomaties debat voer. En dan gaan dit oor na B2 toe waar C1 en C2 is jou korporatiewe taal of jou kom ons sê as dit moedertaalvlak is. Oui. Maar jy mik hoog hoor. Maar ek is mal daaroor, want dieselfde met destyds toe jy by Atterbury Trust aangesluit het. Vir hoeveel beurse het jy aansoek gedoen voordat jy uiteindelik 'n beurs gekry het? So ek het destyds, ek het 'n lys saamgestel van 150 beurse op 'n Excel sheet waarvoor ek nou gekyk het wat se kwalifikasies, wanneer maak dit oop, wanneer maak dit toe en alles. En vir meeste van hulle het ek nie gekwalifiseer nie en ek het toe op die einde van 75 beurse aansoek gedoen, selfs beurse waarvoor ek nie gekwalifiseer het nie, net om 'n kans te vat, omdat ek so graag wou gaan studeer het. En ek is nie vir 'n oomblik spyt geweest dat ek by die Atterbury Trust opgeëindig het nie. Hulle is die beste span ooit en ek geniet dit so baie. Nou, toe het jy by Akademia begin LLB swat met 'n beurs. Jy is nou besig in Frankryk om klas te gee. Jy het allerlei ander werke al ook gehad, dinge wat jy gedoen het, maar hoekom dan regte kies? Hoekom nie? So die regte is 'n veld wat ek het 'n verskriklike wye belangstellingsveld en die regte is iets wat my toelaat om te spesialiseer in 'n sekere industrie, maar nog steeds vir myself die ruimte te gee om in enige ander sektor te beweeg. So ek het einde matriek nie 100% geweet wat ek wil studeer nie, maar ek het geweet ek het sterk taalaanleg en ek het 'n passie vir dit wat kom ons sê op skrif kan wees. So ek het toe, dit was 'n natuurlike opsie gewees en ek was nog nie vir 'n oomblik spyt gewees nie. Ek geniet dit verskriklik baie en ons dosente by Akademia maak dit regtig pret, as ek dit so kan sê. Nou, behalwe vir al die werke en die geswat en die klas gee, het jy toe ook nou 'n marathon gehardloop. Hoeveel maratonne het jy al gehardloop? Hierdie was my eerste marathon en ek het net 2 maande se oefening gehad. Maar 2 maande se oefening met behulp van ChatGPT. Verduidelik net gou daai, hoe werk dit? Ja, so verskoon die omstredenheid, maar ek het op 'n stadium toe besef ek gaan nou regtig hierdie marathon doen en ek besluit toe kom ek vra vir ChatGPT vir 'n bietjie hulp. So ek dit alles as jy ChatGPT ooit gebruik, asseblief kritiese denke mense. Maar ek het toe vir hom gevra net vertel my alles wat 'n beginners daar gaan my deur, wat 'n nuwe drawer moet weet. Alles van kos tot alles van kos tot slaap tot drafroetines ensovoorts. Toe vra ek dat hy vir my 'n mooi oefenprogram uitwerk, so dit was 'n 8 week oefenprogram gewees.
het vir my dieet uitgewerk. Ek het vir hom gevra oor my voete, want éventueel toe moes ek nou nuwe drafskoene kry vir die marathon. Nou waar mens gewoonlik sou ingaan vir 'n gait analysis, ek kan nou glad nie die Afrikaans onthou nie, het ek sommer vir hom gevra, kan jy na foto's van my voete kyk en sê of ek oorproneer of onderproneer of hoe ek trap. Toe sê hy vir my, ja, dis reg, stuur ek die foto's, toe sê ek oorproneer en ek trap buitentoe. So dit het toe vir my die insig gegee, toe vra ek watter skoene kan ek koop. Toe gaan ek hier so in Parys net na 'n winkel toe sê vir hulle, hier is die insig, stem jy saam? Ja, ek doen. Toe koop ek vir my daai lekker New Balances en ek het reg deur en dan as ek oefen en ek het malt steek, dan stop ek gou vinnig en ek vra vir ChatGPT, hoor jy, hoekom het ek nou malt steek? En sê, dis want jy jou oudste vroeg geëet of te laat geëet of wat ook al. So Jong, ek is maar skugter vir daai AI dingetjie. Maar hoorie so nou jy so gepraat van jy die tekke gekoop, jy's nou reg. Daar jy gaan die teer tref. Hoekom wou jy toe nou in die marathon in Rome deelneem? Wat het jy probeer bereik met jou deelname daar? Ek dink aan die een kant was dit natuurlik net 'n uitdaging vir myself gewees om te kyk tot wat is ek in staat, maar op die einde was dit eintlik gewees vir outisme bewusmaking. Ek is so persoonlik aangeraak deur my neefie, Pieter Rees, en dat ek net bietjie meer deelname kon gee en bewusmaking kon skep vir die uitdagings van persone met outisme in Suid-Afrika. Wat dink jy is van die wanopvattinge wat mense het oor ander mense met outisme? Dis 'n baie goeie vraag. Daarso is, en alhoewel daar 'n groot hoeveelheid mense is wat lewe soos byvoorbeeld in die films, ek dink daar's 'n groot wanpersepsie geskep deur TV-reekse, goed soos The Good Doctor of Rayman of Love on the Spectrum. Dis alles goeie reekse en dis goed vir bewusmaking, maar dit kan soms lei na die wanindruk. As jy nie iemand self ken wat autisties is nie, kan dit die indruk skep dat meeste van die autistiese persone ook dan high functioning is, of hierdie verskoon die Engels, die baby genius of iets soos dit is, waar in realiteit is daar baie mense wat regtig sukkel, wat baie afhanklik is, wat baie ondersteuning nodig het, fisies, emosioneel, wat nie noodwendig, soos The Good Doctor, op hierdie stadium van hulle lewe al, so kan uitblink nie, maar dalk later. Ja. Dis waarskynlik hoekom daar so 'n ondersteuning is vir families met neurodiverse kinders. Mense sukkel, meeste mense sukkel en weet nie waar om te gaan nie, anders as om na ander mense toe te gaan of ouers toe gaan wat neurodiverse kinders het. Dink jy daar's genoeg ondersteuning vir hulle? Daar kan nooit genoeg ondersteuning wees nie. Maar daar is definitief ondersteuningsnetwerke en ek dink dit is een van die belangrikste goeders as dit kom by outisme, is die ondersteuningsnetwerk. Dat as jy of nie deel is van een nie, dat jy deel word van een, of as jy nie self aangeraak is deur outisme, dat jy kan kyk by watter gemeenskappe kan jy betrokke raak. Is daar iemand in jou familie, in jou skool, in jou kind se klas wat jy dalk kan uithelp? Ja, en dis eintlik merkwaardig hoeveel neurodiverse mense in ons alledaagse handel en wandel met ons te doen het. En wat ons nie altyd van weet nie. Sê nou vir my, na die marathon, is jy okay? Want as dit jou eerste marathon was, jy seker nou fisies 'n shot of 2 gevat, nê? Ek het 'n 2,5 of 2 verloor, maar dit is okay. Wanneer is jou volgende marathon? Gaan jy nog een aanpak of wat lê voor vir jou nou? My toekoms is oop, maar ek sal graag die Two Oceans wil doen in die Kaap. Dit is, ek dink ek gaan nou hierdie een mis, hierdie jaar, want ek is nog in Frankryk, maar ek sal graag volgende jaar hom wil doen. In terme van atletiese toekomsplanne. En loopbaan is regtig, die toekoms is oop. Ja, Diederik, baie dankie vir jou moeite vanmôre om via die internet van Frankryk af met ons te gesels. Dis lekker om te hoor dat daar soos baie jong Suid-Afrikaners en dat jy 'n slim kop in die buiteland nog steeds Suid-Afrika se naam hoog hou. Dankie vir jou moeite en tyd vanmôre. Dankie vir julle. Nou ja, was jou net potensiaal in Suid-Afrika strek reg oor die res van die wêreld. Nou ja, onthou outisme en neurodiversiteit oor die algemeen is nader aan jou as wat jy dink en dis dalk tyd dat indien jy nog nie betrokke is by 'n ondersteuningsgroep nie of nog nie heeltemal weet wat outisme is nie, om dalk maar 'n draai te maak. Google is jou maatjie. ChatGPT blykbaar ook.